Onse Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons wil vir U dankie sê dat ons in U huis op U Sabbatdag bymekaar kan kom. Vader, ons bid dan nou vir U nabyheid en vir U seën, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil net een versie lees uit Openbaring 14. Openbaring 14 vers 8. As jy reg onthou, het ons laasweek gepraat oor vers 6 en vers 7. Ons sal vandag kyk na vers 8 van Openbaring 14. Openbaring 14 en ek gaan lees van vers 8. En 'n ander engel het gevolg en gesê: Geval het Babylon die groot stad, omdat hy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Mag die Here seën terwyl ons vanmôre na hierdie gedeelte kyk. Kom ons buig net vir 'n oomblik weer ons hoofde. Here, ons vra maar net dat U ons sal lei, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Laasweek het ons gekyk na die eerste engel se boodskap. En vanmôre wil ons kyk na daardie boodskap wat die tweede engel aan ons bring. En alhoewel dit partykeer lyk asof dit heeltemal boodskappe op hulle eie is, glo ek dit volg op mekaar, daar's 'n logiese volgorde en elkeen het 'n aansluitingspunt by die vorige ene. Ek glo hulle vorm 'n eenheid, die eerste, die tweede en die derde engel se boodskap. Ek wil net so vir 'n oombliekie terugkyk en net die eerste engel se boodskap opsom. Ons vind dit in Openbaring 14 vers 6 en vers 7. En dit begin met die boodskap, die ewige evangelie wat moet uitgaan. Aan wie moet dit uitgaan? Aan alle nasies, volke en tale. En dan het ons 3 gedeeltes van daardie boodskap geïdentifiseer en so bietjie na gekyk. En die eerste ene was vrees God. En ons het gesê dis respek, dis eerbied en ons moet dink hoe ons aan God respek en eerbied kan betoon. Dan het ons gekyk na die tweede gedeelte wat dit praat van die oordeel. En ons het gesien, in daardie boodskap is dit duidelik dat die oordeel reeds begin het. En ons het dan gekyk en gesê dit het reeds in 1844 begin. En dan die derde gedeelte van hierdie eerste engelse boodskap was aanbid God. Maar 'n spesifieke gedeelte wat daar bygevoeg is, aanbid watter God? Die God van die skepping. Die God wat alles wat ons sien, alles wat ons het, alles wat ons is, geskape het. En dit het ons dan teenoor evolusie gestel, wat baie mense deesdae voel, is hoe ons in hierdie wêreld ingekom het. Vanmôre wil ons dan kyk na die tweede engel se boodskap. En in kort, wat sê die tweede engel se boodskap? Babylon het geval. Babylon het geval. Nou, die antieke stad van Babylon was in Mesopotamië geleë en dit was die politieke, die kommersiële en die godsdienstige middelpunt van die Babyloniese ryk. Dit is waar alles in die Babyloniese ryk gebeur het. Dit was die plek wat geken is as die plek van leksheid en morele verval. En dit was heel waarskynlik een van die redes hoekom die Babyloniese ryk ondergegaan het, is omdat wanneer 'n gemeenskap moreel verval, wanneer daar nie meer so seker is wat is reg en wat is verkeerd nie, dan gaan 'n koninkryk onder. En dit is wat daar gebeur het. So ons glo die naam word hier in
Openbaring word hy figuurlik gebruik, aangesien die stad van Babylon, in die tyd toe Johannes hierdie boek geskryf het, was hy al of heeltemal of gedeeltelik verwoes gewees. Die naam Babylon in Babylonies beteken hek van die gode, hek van die gode, en in Hebreëus beteken dit om te verwar. U ken die verhaal van Babel, ons sal nou weer daarby kom. So die regeerders van Babylon, hulle het verkies om te dink dat hulle beveel is om die wêreld te regeer op goddelike aandrang. Met ander woorde, hierdie manne van Babylon, hierdie mense van Babylon het geglo dat die gode het vir hulle opdrag gegee om daar op daardie plek by mekaar te kom en dat hulle daar moes regeer. Maar as ons nou verder teruggaan in die Oud-testamentiese tyd, dan vind ons 'n stad met dieselfde basiese naam wat ons dan in Genesis 10 vers 8 vind. Genesis 10 vers 8 tot 10. Dit is dan die stad Babel, en as ons daar kyk, dan sien ons dat Nimrod was die man wat hierdie stad gebou het. Genesis 10 vers 8 tot 10. Genesis hoofstuk 10, 8 tot 10. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in die land Siniar. So die begin van sy ryk, dit is Nimrod se ryk, was Babel. So hierdie stad was van die begin af die embleem van ongeloof in die ware God en 'n embleem in 'n teken van die verontagsaming van God se wil. Die toring van Babel, soos jy weet, was 'n monument wat gestaan het vir die afvalligheid en die baken van rebellie. En ek wil graag 'n gedeelte vir u lees wat patriarge en profete sê oor die stad Babel. Dit sê hier, die mense van Babel het hulle voorgenem om 'n ryk te stig wat onafhanklik van God sou wees. Daar was nogtans sommige van hulle wat God gevrees het, maar wat deur die voorwendsels van die goddeloses mislei is en by hulle planne betrokke geraak het. Terwille van hierdie getroues het die Here sy oordeele uitgestel en aan die mense die geleentheid gegee om hulle ware aard te openbaar. Gedurende hierdie proses het die seuns van God hulle van hulle voorneme probeer afbring, maar die massas was eenparig verenig in hulle hemeltergende onderneming. As hulle onverhinderd aangegaan het, sou hulle die wêreld uit die staanspoor weer totaal verderf het. Hulle bondgenootskap was op opstand gerig, 'n koninkryk wat vir selfverheerliking gestig is, maar waarin God geen seggenskap of eer sou hê nie. Indien hierdie bondgenootskap toegelaat was, sou 'n mag geheers het wat alle geregtigheid en daarmee saam vrede, geluk en veiligheid van die aarde sou verban. In die plek van goddelike instellings wat heilig en regverdig en goed was, het die mensdom probeer om wette in te stel wat die voornemens van hulle eie selfsugtige, wrede harte sou bevorder. Die godvreesendes het tot die Here geroep om in te gryp. En dan, soos dit in die Bybel staan, toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mense kinders gebou het. Uit genade aan die wêreld het hy, dus God, die plan van die toringbouers verydel en die gedenkteken van hulle vermetelheid vernietig. Genadiglik het hy hulle spraak verwar en die doel van hulle opstand sodoende beteel. So ons kan sien wat die plan was met die stad Babel. En wanneer ons kyk na Jesaja, dan vind ons ook 'n paar interessante dinge. Jesaja 14 vers 4 en ook vers 12 tot 14. Jesaja 14 vers 4 en dan vers 12 tot 14. Ek dink jy ken almal hierdie gedeelte baie goed.
Ek wil net begin by vers 4. Dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê, hoe het die drywer nou opgehou die verdrukking. So dit gaan oor die koning van Babel, en dan van vers 4 af, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Ons lees baie keer hierdie vers wanneer ons kyk na die groot stryd, en dit is duidelik hierso dat Satan gesien is as die onsigbare koning van Babel. Dit was hy eintlik wat daar die onsigbare koning was. En soos ons dan kyk na die Ou Testament, dan sien ons dat die twee stede, Jerusalem en Babylon, die magte van goed en kwaad, wat in die wêreld aktief is, illustreer. Die stigters van Babylon het probeer om 'n regering daar te stel. Hulle wou heeltemal onafhanklik van God wees. Hulle wou niks met God te doen gehad het nie. En as God nie ingetree het nie, sou hulle werklik daarin miskien kon geslaag het om regverdigheid uit die wêreld uit te verwyder. So ons kry dan hierdie twee stede, Babylon wat die goddelose mense voorstel, of hulle stad, en Jerusalem wat dan God se mense voorstel. Nou toe Nebukadneser Babylon herbou het dit een van die wonders van die antieke wêreld geword. Jy weet van die hangende tuine en al die ander dinge, die massiewe ommuurde stad wat feitelik onmoontlik was om te penetreer. Sy paleise, sy tempels en al die pragtige dinge wat daarin was, die mosaïek en die beelde en al die dinge. En om in sy poging om die ryk universeel en ewig te maak, het hy hierdie plek wonderlik en uitmuntend as voorheen. Hy wou dit so wonderlik as moontlik maak, Nebukadneser. Hulle het ook natuurlik hoogmoedig, wreed geword. Hulle het al hulle pogings was daarop gemik om God se volk heeltemal van die aarde te vee. Maar God het in 'n reeks dramatiese gebeure, soos jy weet uit die Bybel uit, wat ons uit Daniël kry, het hy vir Nebukadneser uiteindelik nederig gemaak en hom uiteindelik gekry om hom aan God te onderwerp. Maar sy opvolgers, die opvolgers van Nebukadneser, het nie God toegelaat om hulle harte te verander nie. En uiteindelik het God hulle geweeg en te lig gevind, soos jy ook daar in Daniël sien. Babylon, die stad, het naderhand later het hy een van die hoofstede van die Persiese Ryk geword, maar tydens die regering van koning Ahasveros is hy heeltemal verwoes. So, deur die eeue heen het Babylon meer en meer van sy belangrikheid verloor, en teen die einde van die 1ste eeu na Christus het hy eintlik glad nie meer bestaan nie. Hy was 'n spookstad, as 'n mens dit so wil stel. Terwyl ek hierdie gedeelte gelees het en so bietjie na Babylon gekyk het en hoe hy agteruit gegaan het, onthou ek 'n ondervinding wat ons gehad het so om en by 2 jaar gelede. Terwyl ons in Nelspruit was, het die kerk daar gesê hulle wens hulle kan 'n plek kry waar hulle uitreikings kan doen. Hulle miskien 'n bietjie groente plant en gesondheidswerk doen en so aan en so aan. En toe kom ons te hore van 'n dorp, anderkant Barberton. En mense het vir ons gesê ons moet gaan kyk na hierdie dorp. Dit was iets om te sien en ek en Yvonne het eendag besluit ons gaan kyk en mense het ons so naastenby verduidelik. En so 40 km anderkant Barberton in die rigting van Swaziland het ons daar tussen die berge op 'n spookdorp afgekom. Hy het die naam van Msoli gehad. Dit was 'n dorp vir 'n myn wat daar in daardie omgewing
geopereer het. Dit was 'n asbesmyn gewees wat baie aktief was en soos die myne maar gedoen het hulle vir hulle mense, omdat dit ook so ver was, het hulle vir die mense huise gebou, hulle het 'n skool daar gehad, hulle het 'n kerk gehad. Alles wat jy aan kon dink was in daardie plek. Daar was 'n hospitaal, daar was 'n golfbaan, tennisbane, daar was ontspanningssale. Alles was daar. En hierdie dorpie het nog so feitelik onbeskadig daar gestaan. Ons het so 'n bietjie rondgeloop en gelees en kom toe agter dat hier om en by 2002 na 2003 toe het hierdie dorpie, ek weet nie presies wat gebeur het nie, ons kon nooit heeltemal vasstel of die myn opgehou werk het of wat nie, het hy net tot 'n einde gekom en die mense het gegaan. Daar was nog daar's 'n biblioteek. Al die kantore het nog hulle gordyne aangehad. En oral was die kennisgewings op van waar jy dit kan doen en waar jy dat kan doen. En dit was vir my wonderlik om te sien dat so 'n plek net so kan staan. Die rede hoekom hy nie heeltemal vervalle was nie, daar was 'n grondeis op die grond en hulle het wagte daar gehad wat gekyk het na die plek. En ons het 8 jaar, om en by 8-9 jaar nadat daardie dorpie doodgeloop het ons daar rondgeloop. Dit is die pragtigste plek wat 'n mens jou kan indink. Dit is tussen die berge. Toe ons aangery kom, het daar heelwat watervalle uit daardie berge gekom en daar's 'n groot rivier wat deur Msoli self vloei. En ek het net die idee gekry van wat dit beteken as 'n mens praat van 'n spookdorp of soos 'n dorp of 'n stad soos Babylon wat verwoes is. Uiteindelik het ons gekyk daarna om miskien Msoli in die hande te kry, maar die uiteinde van die saak was, daar was nog asbes afval wat die wêreld vol gelê het en mense sou eers daarvan ontslae moes raak. Maar dit nou maar net ter interessantheid, maar die idee van 'n spookdorp het ek self ervaar. Sedert daardie verval van antieke Babylon, het Satan natuurlik, soos ons weet, en ook in Daniël 2 sien, het hy probeer om deur middel van een wêreldryk na die ander die wêreld te beheer. Maar deur die ingryping van God het dit nooit werklikheid geword nie. As 'n mens kyk na die geskiedenis, sy mees geslaagde poging om die kerk onderdanig te maak, was in die tyd van die pauslike afvalligheid gedurende die middeleeue, waar die kerk, soos ons ook dan lees in die profeseë, in die woestyn ingevlug het, waar die kerk heeltemal onderdruk was en amper, kan 'n mens sê, ondergronds moes gaan. Maar weer eens het God ingegryp. Ekskuus, hierdie ding. Ek het maar 'n probleem, my ore is nie vreeslik groot nie en hierdie goed wil nooit vassit aan hulle nie. Ekskuus. So ons vind dat God weer eens ingryp en sorg dat sy kerk nie vernietig word nie. En ons sien dan aan die einde van tyd, gaan daar 'n kort tydjie wees, wanneer Satan, amper kan ons sê, sukses bereik, om weer eens die kerk van God en die mense van God so te vervolg, dat hulle selfs doodgemaak sal word. As ons kyk na Openbaring 16, vers 13 en 14, dan sien ons ook hier bietjie meer van wat daar gebeur. Openbaring 16, vers 13 en 14, en dan ook vers 16. Openbaring 16, 13 en 14 en ook 16. Dit sê, en ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom, want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. En dan vers 16, en hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Ons sien dat
blykbaar hier teen die einde van die eerste eeu, soos ons net nou gesien het, is al na Rome as Babylon verwys, of die Romeinse Ryk. En dis interessant om te kyk na 1 Petrus 5 vers 13. 1 Petrus 5 vers 13, as ons daardie vers lees, dan praat dit in vers 13 van 1 Petrus 5, die mede-uitverkorene in Babylon, en Markus, my seun, groet julle. Petrus wat skryf, en hy praat van Babylon, en Babylon, soos ons gesien het, was eintlik verwoes gewees. En ek het bietjie gaan opkyk en gaan nalees, en dit verwys hier eintlik na Rome. Baie interessant, dat selfs in daardie vroeë tyd, is al na Rome, of die Romeinse Ryk, as Babylon verwys, want Petrus het ook in daardie laaste gedeelte van sy lewe, het hy in Rome gewerk, volgens al die bronne wat ek kon kry. So ons moet dan besef, dat in hierdie tyd, wat Johannes skryf, is Babylon, die stad Babylon, reeds of gedeeltelik dan verwoes, en hy was eintlik 'n pynhoop. En dit het die einde van mystieke Babylon eintlik vereenstelwig en geïllustreer eintlik. Die Jode in hierdie tyd was hier weer eens eintlik in ballingskap gewees. Die Christene moes vlug, hulle het vervolging ervaar onder die Romeine, en daarom sien ons dan, word die naam Babylon vir die Romeinse Ryk gebruik, en dit is dan eintlik 'n geskikte naam vir hulle. So al meer en meer, wanneer ons teruggaan na die geskrifte van die Jode en ander geskrifte, ou geskrifte, dan vind ons dat daar al meer en meer na die Romeinse Ryk en die pausdom as Babylon verwys is. So ons sien dan hier dat Babylon, beide letterlik en mystiek, is lankal geïdentifiseer as die tradisionele vyand van God se waarheid en God se mense. En soos dit dan hier in Openbaring gebruik word, staan die naam dan simbolies vir alle afvallige organisasies en hulle leierskap van antieke tye af tot nou met die einde van tyd. So ons wou net daardie gedeelte baie duidelik vasstel, en ek wil net nog 'n paar verse kry in Jesaja 47 vers 1. Jesaja 47 vers 1. Ek wil net 'n paar van hierdie profesieë met u deel. Jesaja 47:1, kom af en sit in die stof, jonkvrou, dogter van Babel. Sit op die grond sonder troon, dogter van die Galdeërs, want jy sal nie langer genoem word die vertroetelde en verwende nie. Baie duidelik dat Babylon sal verwoes word. En dan Jeremia 25 vers 12. Jeremia 25:12. En as 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie, spreek die Here, hulle ongeregtigheid besoek en oor die land van die Galdeërs en sal dit ewige wildernisse maak. Baie duidelik daar, en dan ook Jeremia 50 vers 1. Jeremia 50 vers 1. Jeremia 50 vers 1 sê, die woord wat die Here deur die profeet Jeremia gespreek het oor Babel, oor die land van die Galdeërs, en dan 'n hele profesie daar teen Babel. En dan wil ek net die laaste Openbaring 16 vers 19 lees. Openbaring 16:19. Wat sê, en die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. Die einde van tyd, Babylon, die goddeloses wat dan gestraf en geoordeel gaan word. So Johannes gebruik hierdie woord as 'n allesomvattende term vir alle godsdienstige liggame en bewegings wat
weggeval het en die waarheid verloor het. So hierdie afvalligheid, as ons kan kyk dwars deur die Bybel, dit is progressief, dis kumulatief. Dit word al groter en hulle beweeg al verder weg. En ons sien dan hierdie tweede engel se boodskap word in hierdie laaste dae vervul in die afwyking van die kerke van die waarheid van God. Die hele protestantse gemeenskap, kerke van die protestantse wat protestante is. Hulle wyk af van daardie reinheid en die eenvoud van die evangelie. Natuurlik saam met die pausdom. Hulle gaan agter die pausdom aan. En hierdie boodskap, die boodskap van afvalligheid van die protestantisme, is uitgedra in die heel begin van die adventbeweging, in die vroeë 1840s, en dit is oorspronklik genoem Millerisme. En dit is toegepas op die kerke, op daardie stadium is dit toegepas op die kerke wat nie die eerste Engelse boodskap en die oordeel en alles wat daarmee gepaard gaan, wou aanvaar nie. Hulle het dit verwerp. En soos die einde nader kom, word dit al meer en meer van toepassing op dit wat in ons tyd aan die gebeur is. Dit sal uiteindelik sy vervulling bereik met die samewerking van alle godsdienstige elemente onder die leiding van Satan self. So die oproep wat ons vind in Openbaring 14 vers 8, en miskien wil ek net ook in Openbaring 18 vers 2 en 3 lees. Openbaring 18, 2 en 3, waar hierdie boodskap heeltemal in sy totaliteit herhaal word. In vers 2 van hoofstuk 18 Openbaring, en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. So hierdie twee gedeeltes waarsku ons dan, en dit kondig die volledige verval van Babylon aan. En as ons dan op 'n later stadium kyk na die derde engelse boodskap, wat gebeur hier? Dan word hulle uitgeroep uit daardie situasie uit. Dit is belangrik dat die vers sê, alle nasies het van haar wyn gedrink en dronk geword. So ongelukkig, en ek sê spesifiek ongelukkig, want dit is ongelukkig so, is dit 'n universele afvalligheid. Orals vorm die kerke hierdie alliansie en hulle dryf weg van dit wat werklik in die Bybel vir ons gesê word. Ek wil net op hierdie stadium baie duidelik sê dat ek sê nie dat alle mense in al hierdie kerke is goddeloos nie. Dit is glad nie wat ek sê nie. Daar's goeie mense in elke kerk en elke gemeenskap. So die vervanging van God se wet deur menslike wette en die afdwing van godsdienstige dekrete deur die regering gaan wêreldwyd voorkom. En as ons dan kyk na die woord wyn, dit in hierdie waar ons dit hier kry, praat dan van leerstellings. Dit is leerstellings wat hier voorgestel word. En dit is baie duidelik, dis afvallige leerstellings en dit word om dit te drink beteken om dit aan te neem, nee, om dit aan te neem. Hulle neem al hierdie afvallighede aan, hulle aanvaar dit. En as ons mooi kyk daarna, dan sê dit laat drink. Met ander woorde, geforseerde dinge. Daar sal vervolging wees. Dit gaan geforseerd wees. Ons sal moet deelneem of ons gaan geforseer of ons gaan vervolg word. So al hierdie godsdienstige elemente gaan dan druk toepas op die regerings om dekrete af te forceer.
Hoerery is 'n aanduiding van die verbode samewerking tussen die kerk en die wêreld, of as ons dit so sien, die samewerking tussen kerk en regering, kerk en staat. Die kerk moet eintlik in 'n huwelik wees met God. Maar hier sien ons dat die ondersteuning van die regering word gevra. Hulle verlaat eintlik hulle wettige bruid. Hulle dwaal af, kry eintlik 'n ander bruid in die vorm van regerings. En hulle pleeg dan geestelike hoerery met hierdie nuwe bruidegom. Dit is belangrik. Ons het laasweek baie duidelik gesê, dis belangrik dat die eerste Engelse boodskap verkondig word. En nou wonder 'n mens, moet hierdie tweede een ook verkondig word? En ek dink dit is geweldig belangrik dat ons besef dat hierdie 'n boodskap vir die einde van tyd is. Die boodskap moet uitgedra word. Mense moet gewaarsku word. Die tyd waarin ons leef is baie ernstig. Miskien, as 'n mens dit so wil stel, is die tweede boodskap eintlik belangriker as die eerste boodskap. En as ons 'n bietjie luister en kyk na die nuus en ons kyk wat gaan in die wêreld aan, dan besef ons hoe belangrik die uitdra van hierdie boodskap en boodskappe, die 3 engele se boodskappe, eintlik werklik is. Dit is baie duidelik dat Babylon het reeds geval en dat ons hierdie boodskap van waarskuwing aan almal moet uitdra. Ons protestantse genootskappe, meeste van hulle het baie ver afgedwaal. As 'n mens kyk wat hulle deesdae sê, hulle verwys baie van hulle na dit wat in die Bybel staan as fabels. Hulle verwerp sekere dele van die Bybel. En as 'n mens nie die Bybel as jou standaard, as jou fondament het nie, dan het jy 'n probleem. Dan gaan jy van die Here af wegdryf. Dit is die woord van God en ons kan nie dit soos enige ander boek lees nie. Ons kan nie dele van hom weggooi en die res miskien hou nie. Net om af te sluit, hierdie tweede Engelse boodskap moet uitgedra word. Maar op watter manier moet ons hierdie boodskap uitdra? Ek wil tog vra dat ons versigtig sal wees. Ons kan nie sommer mense stormloop en vir hulle sê, luister, jy gaan hel toe nie. Asseblief mense, moenie sulke dinge doen nie. Hulle gaan nooit weer vir julle luister nie. Moenie dat ons vir hulle sê dat hulle het die merk van die dier en hulle sal nie hemel toe gaan nie. Dit is nog nie van toepassing nie. Dit is definitief nog nie van toepassing nie. En dit is nie die manier hoe ons mense na Jesus kan trek nie. Kom ons brei liewers uit oor hoe ons liefdevolle verlosser vir ons kom sterf het. Alles wat hy vir ons gedoen het. Jy weet, as ons kyk na ons 28 leerstellings, is daar seker baie naby aan 20 wat ons in gemeen het met meeste ander denominasies. Moenie laat ons direk mense konfronteer met dinge wat hulle gaan afsit nie. Dit kan later kom. Kom ons vertel hulle, kom ons getuig van wat Jesus vir ons gedoen het. Die Heilige Gees is in elk geval die een wat oortuiging bring. Ons is maar net die boodskappers. Miskien die beste manier hoe ons enige mens kan oortuig, is deur die tipe lewe wat ons lei. Wanneer hulle na ons kyk, moet hulle na ons toe kan kom en sê, jy het iets wat ek ook graag wil hê. Kom ons lewe in konstante gemeenskap met Jesus Christus. Kom ons werk aan daardie verhouding met Jesus en dan sal ons met liefde die mense om ons kan benader. Ek wil nie vanmôre dat hierdie boodskap miskien vir u vrees inboesem nie. Maar ek wil hê dit moet u aanspoor om elkeen van ons, dat ons lewens sal regkry, sodat ons gereed kan wees as Jesus sou kom. En nie net gereed sal wees nie, maar ook ander
saam met ons sal neem om hom te ontmoet wanneer hy kom, is my gebed. In Jesus naam alleen. Amen.